Julle, ek wil vanoggend 'n skrif deel wat vir my besondere waarde het, en dit is in Matteus 6 vers 22 en 23, en Tobias as jy hom vir my daar kan op die skerm kry. Hierdie vers het al in my lewe 'n hele paar keer het die Here hierdie vers in my hart kom lewendig maak. En nie net vir myself nie, maar ook in terme van die bediening, die mense wat ek bedien en die mense wat ons deur die Here se genade kan aanraak. Jou oog is 'n lamp vir jou liggaam. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. 'n Suiwer oog laat die lig na binne stroom, sodat jy daar binne geheel en al lig word. Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig, en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het in jou werklik donkerte is, hoe pikswart, is jou donker dan nie. Julle kan dit in verskillende vertalings gaan lees. Ek wil dit ook in die Lukas 11, as julle saam met my soontoe blaai, Lukas 11 vers 34. En hier lees ek weer in die ou, sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige donker in jou het nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. Klein Tobias het by ons tienerkamp naweek daar in Elandsbaai, het ek die kinders die hele naweek het gegaan, ons het vir die seuns geleer om God se stem te hoor. Dit is een van ons mees belangrikste dinge wat ons gemeente vir mense leer, is om self die stem van die Here te hoor. Dit is vir my die kruks, die kern van ons geloof, is dat ons as kinders van die Here behoort nie aan 'n kerk nie, ons behoort nie aan 'n instansie nie, behoort ek nie aan 'n pastoor nie, jy behoort aan Jesus, sê amen. En jy moet sy stem hoor, die skape moet die herder se stem hoor. En dit is vir ons belangrik dat ons selfs ons jong kinders, ons leer hulle nie tafelgebede bid nie, rympies. Ons leer hulle bid. Leer hulle dat by 'n tafel bid jy. En jy maak 'n tyd om met die Here te praat. En Klein Tobias was een van die ouens wat hierdie woord ook gebring het as 'n woord wat die Here met hom oor gepraat het. En dit was in die konteks van wat onlangs gebeur het in die skool, rondom kinders wat op goed kyk op hulle fone en op hulle fone goed doen wat hulle nie moet doen nie. En dit was eintlik so 'n goeie woord, nee, is dat oppas vir waarna jy kyk, want die goed waarna jy kyk gaan jou donker maak. As jy na 'n klomp goed kyk wat nie reg is nie, dan gaan dit jou siel besoedel. En ons weet die mag van pornografie byvoorbeeld is 'n groot mag in die wêreld op die oomblik, maar dit verdonker 'n mens. En dit is vir my so hartseer vir jong meisies. Deesdae is dit seuns en meisies wat aan pornografie verslaaf kan raak, maar die moeilikheid is dat dit stomp jou af, dit verdonker jou in 'n regte verhouding. Met ander woorde, jy sal dit in 'n verhouding beleef, dat skielik is die man nie heeltemal hier nie, want sy kop is daar iewers op ander goeters. En dis wat sonde doen, wanneer ons vir die verkeerde goed kyk, besoedel dit ons, dit maak ons donker in hierdie wêreld. Wie van julle weet ons is die mooiste mense wanneer ons vol lig is? Is dit nie 'n mooi liedjie wat ons nou net gesing het? Here, laat mense wat aan ons kan proe die lewe. Ek wil 'n lewe wees wat bruis van energie, wat bruis van krag, wat bruis van lewe. Het jy al by mense gekom dat jy's nie 'n halfuur by hulle en as jy moeg? Dan sê jy, Lord Jesus help. Maar dan kom jy by ander mense en dan voel jy geïnspireer. Jy voel jy was by lig, jy voel jy was by lewe gewees, want daar's lig in die binnekant. Nou, hierdie gedeelte is 'n baie interessante vers, want die woordjie vir sien hier, hy sê die oog is gesond, is om 'n ding te sien soos hy is. Ons praat van 2020 visie, ek moet nou al brille, jy weet so. As ek nie my bril op nie, dan sien ek my arm is te kort. Party nou wees naby sien, hulle kan nie ver sien, dan begin hulle dubbel sien. Nou, hierdie sien is 'n gesonde sien. Met ander woorde, wie van julle wil gesond sien? Nou mense, ek hou van lees, maar die meeste ding wat ek van hou is om mense. Ek hou van gesels en kuier. En dit is vir my niks lekkerder en verbasend. En soms verstommend. Om te hoor wat 'n mens se koppe aangaan nie.
Het julle ook al daai surprise gehad? Jy dink iemand dink so, en dat mense oor een onderwerp totale verskillende sienings kan hê. Onthou julle die vax-debat? Vaccine. Dit was verstommend hoe sekere ouens dit so gesien het en ander ouens dit heel anders gesien het. En deesdae is dit oor vleis, vegan of carnivore. Wie weet. Ek wil net vir julle sê, Jesus, as julle van die Here hou en julle is Christene, God het van braaivleis gehou, het was die eerste offers wat hy wou hê. Dis waar, nee. So as die Here wou die vrugte offer, dan het hy Kain se offer gevat. Verstaan jy? Hy het mos die vegetables geoffer. Verstaan jy? So ek is so dankbaar dat die Here hou van vleis. Ek wil nie weet wat die skaap se naam nie. Ek wil net weet dat hy lekker is. Medium rare. En as jy medium well, bid ek vir jou, ek sal vir jou hande oplê, want jy is besig om my arme skaap nou heeltemal vrek te maak en daar is nog geen lewe in daai vleis nie. Moet net so 'n bietjie nog juice los. Nee. Skaapie moet net lekker wees. Dis nou 'n choppie waarvan jy praat. Ook is by beesvleis, jy's reg. Jy's ja, steak. Jy's like. Nou is ek in die moeilikheid. Alright. Nou, ons wil gesond sien. Die Bybel praat ook dan nou van die verkeerd sien. Maar dit is baie interessant dat hy gebruik die woord hier, evil eye. En ek gaan nou vir julle 'n bietjie Bybelstudie oor doen. Wie van julle weet dat sommige mense het 'n evil eye? Party ouers gee hulle kinders so 'n kyk. Dan weet hulle, dis moeilikheid. Wie van die kinders ken daai kyk? Dis daai ma vir jou so 'n kyk gee. En nou daar's 'n kyk wat die Bybel hiervan praat, wat 'n evil eye is, 'n donker oog, 'n oog is wat siek is, 'n oog is wat, die Bybel praat hier letterlik van 'n siek oog. It's not well, it doesn't see right. Nou julle, ek is al 30 jaar in die bediening en dit is my altyd hartseer om die stories te hoor van pappas en volwasse mans wat dink dat 'n kind is 'n seksobjek. Dit is horror stories. Dan dink jy, wat is in jou sien verkeerd? Wat het in jou sien verkeerd geraak dat jy 'n kind as iets sien as 'n seksobjek? Dan is ons fout met die oog. Maar ons kan in die politiek en ons land se geskiedenis, ek was by my verjaardag, was ek daar in die Slawe Museum in die Kaap, ek het besluit om die Slawe Museum in die groot kerk te besoek en ek wil julle tog aanmoedig as julle in die Kaap is, dit is regtig die moeite werd om dit te gaan doen, vir al die groot kerk, 360 jaar oud daai kerk vandag, is 'n wonderlike storie, en alles wat daar binne gebeur, so mooi. Maar dit is ook so, dat werkgewers, hulle werknemers as 'n gebruiksartikel kan sien, in steede van 'n mens. Dit is so, dat mans en vrouens mekaar kan op 'n verkeerde manier sien en aan mekaar bykom. En dan sien jy verkeerd. En ek het nou deesdae gehoor in Klein Willem is dit of die vrouens kom die mans by. Nee? Nou, kan jy nou sien, hoe sien jy nou verkeerd dan nou? Nou, dis ekstreme gevalle, ek gee ekstreme gevalle, maar wie van julle weet, dat sien en die gees, die hart waarmee jy sien, bepaal jou lewe, ek gaan dit weer sê. Die hart van hoe jy sien, bepaal jou lewe. En dis hoekom hierdie vir my 'n nuwejaarsboodskap is. Ek wil hierdie jaar reg kyk. Wie kan amen sê? Ek wil reg sien. Nou in my notas, en julle kan gerus die notas gaan lees, het ek 'n bietjie moeite gedoen en net gevra vir Gen Z, dis nou ons jong mense, né? So kom ons praat oor reg sien. Nou hier's 'n paar cynicism as intelligence. Wat is cynicism? Wanneer is cynies? Wie van julle weet jy kry party mense, hulle is genuinely negatief vir alles. As jy net begin praat, dan sê nee, dit gaan nooit werk nie. Nee, dit sal nooit gebeur nie. Nee, wat dat jy dink dit gaan werk? Dan noem hulle vir al die foute op. Hulle sien negatief, né? Hulle cynies en hulle dink is intelligensie. Nee, intelligensie is om die moeilikheid te sien en 'n plan te kry. Kan ek amen kry op daai een? Dis een ding om die moeilikheid te sien, maar intelligensie is om 'n oplossing te sien vir die probleem. Numbness as peace. Wie van julle weet party mense, hulle is numb, hulle is soos, en daar's net niks.
Ek onthou een sielkundige het eendag vir my gesê, sy was 30 jaar met 'n man getroud en sy skei nou en sy sê vir my, Pastor Jan, ek wil net vandag vir jou sê, ek is emosioneel. Ek dink, wat is dit? Sy sê, emosioneel. Ek sê, wat is dit? Sy sê, ek voel niks. Ek voel nie vir hom kwaad nie, maar ek is ook nie happy nie. Ek is ook nie hartseer nie, ek voel net emosioneel. Moenie jou hand opsteek nie. Dan jong mense praat van hookups. Hookups is nou 'n nuwe term hoor ek. En dit beteken, jy moet iewers connect. En hulle sien dit as vryheid. Wie vind weet dit is nie altyd vryheid nie. Jy moet mooi kies. Self-centeredness as self-love. Ek is so met myself besig en dan sê ons, hoekom is ek so met myself besig? Want ek moet myself lief hê, pastoor. Die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is meer lief vir myself as vir mense. Dan sien ek hierdie dinge, hustle culture. Jy moet dinge vir jouself maak werk. Niks gaan vir jou gebeur nie, jy moet dit maak. Wie het al daai een gehoor? Die lewe wag vir die mense wat self 'n plan maak. Niemand gaan jou red nie, maak 'n plan. Werk. Sommige beheer. Wie van julle weet beheer kan verkoop word as geloof? Beheer kan partykeer verkoop word as goeie rentmeesterskap. Van hierdie wêreld wat nie wil sien nie. Hy sê die goddelose se opstand kom uit sy hart. Hy het nie ontzag vir God nie. In sy blinde verwaandheid sien hy sy sonde om dit nie te haat nie. In ander woorde, hy verag nie sy eie sonde as verkeerd nie. Hy dink Samuel wys reg. Wie van julle het in die laaste tyd in die media, jy sien dit in die media, niemand wil meer foute erken nie. Mense dink as jy nou 'n fout gemaak het, as jy jammer en apologeties en jy vra verskoning, deesdae het ons menseregte. Mense staan op hulle verkeerd. Hulle het die reg om verkeerd te wees, reg om 'n bad attitude te hê. Ek het die reg om kwaad te wees. Wie daai nou gehoor? Ek het die reg om te haat, ek het die reg om verkeerd te wees. Nou Matteus 20 vers 15, en ek het nou 'n klomp my eie voorbeelde gegee, maar ek wil vir julle uit die skrif uit dit doen. Matteus 20 vers 15. Onthou dit die gelykenis waar Jesus vertel van almal wat aangestel is en hulle het werk gekry en soos die dag aangegaan het nog meer mense kom werk, nog meer mense kom werk. En toe dit by betaling kom, toe betaal hy vir die ou wat die laaste uur kom werk, dieselfde as die ou wat heeldag gewerk het. En toe is die ouens upset wat heeldag gewerk het en daai ou wat 'n uur gewerk het, dieselfde geld. Dan sê Jesus die volgende: is jou oog verkeerd omdat ek goed is? Kan julle gou sien hoe vinnig kom 'n verkeerde oog? Moenie my so heilig gaan kyk nie. Ek preek vir myself soos altyd. Wie van julle weet 'n verkeerde oog gebeur gou-gou? Wie van julle kan julle hand opsteek dat hier was 'n paar keer die vakansie 'n verkeerde oog? Hy gebeur met ons almal. En wat gebeur hier is dat die eienaar sê, maar ek het die ou wat 'n uur gewerk het ek meer betaal, as ek lus is om vir hom dieselfde betaal as wat ek met jou ooreengekom het. Het ek jou betaal wat ek met jou ooreengekom het? Ja. Dan sê ek mos net, moet nou nie julle hande opsteek nie, maar dis partykeer nogal nie lekker as jy sien 'n ander ou kry 'n blessing, 'n promosie, 'n aanstelling, die pos wat jy dink jy verdien. Dis so lekker nie. En dan sê die Here, hey, dan Deuteronomium 15 vers 8 en 9. Julle kan julle eie Bybels, dit nou eintlik bietjie Bybelstudie genoem, is eintlik 'n lekker een om te doen. Gaan search evil eye. Want daar's baie skrif wat praat van hierdie oog. Hy sê die hardhandige oog teen jou armbroer. Nou dit gaan nie oor jubelum. En by jubelum moet jy jou broer help, jy moet sy skuld afskryf, jy moet vir hom genade betoon. En jy kan nou dink daai tyd toe mense dit nou ook maar misbruik het, en dan die een wat moet gee, het so later so 'n bietjie van 'n houding van die ou wat nou weer kry. Wie van julle is nie so lekker om te gee nie? Al is jy hard gewerk hier daarvoor. En dan kom die Here en dan sê hy, jou hardhandige oog. Eina. Mense,
Die laaste tyd het die Here met my gepraat dat ons baie keer, en dis mos nou 'n paradoks in ons land. Maar mense wat swaar kry, verdien nie om swaar te kry nie en wil nie swaar kry nie. Kan ek dit gou weer sê? Mense wat hier bo in Hopland bly, wil nie daar bly nie en verdien nie om daar te bly nie. Kan ek dit weer sê? Niemand verdien om 'n shack te bly en wil in 'n shack bly nie. Dis omstandighede. As jy in daai huis, in daai gesin, in daai leefstyl groot geword het, dan was dit dalk jou enigste uitkoms om 'n inkomste te verdien. Is iemand hier? Maar ons wil oordeele hê. Ons wil oordeel voordat ons gee. Nee? Want ons sien met 'n hardhandige, hy sê hierso 'n hardhandige oog teenoor 'n arm broer. Ons moet genade hê. Maar luister, moenie nou nie met die oog kyk nie. Daai arm ouens kyk ook met 'n hardhandige oog na die rykes en sê, "Jis, julle het dit dan lekker want julle het geld." En dan sien hulle nie hoe daai man in die nag lê en kners in sy tande om inkomste te verdien sodat hy kan aanhou werk verskaf vir die hoeveel mense wat van werk. Is iemand hier? Kan julle sien hoe ons oordeele oor mense maak omdat ons hulle nie ken nie, omdat ons nie met hulle 'n pad stap nie en dan maak ons hierdie verkeerde oog. Deuteronomium 15 sê, hy sê, pas op dat jou oog jou broer nie skeef aankyk nie. Ek like die Bybel. Kyk gou vir die ou langs en sê, moenie maar nie so skeef aankyk nie. Dis so 'n lekker ene. Markus 7 vers 20. Nou hier is 'n lang gedeelte, julle kan dit in julle eie tyd gaan lees, maar hier praat hy van al die sondes. En dis eintlik maar al die goed wat 'n hart besoedel. Hy praat van hebsug en egbreek en al hierdie goed. Maar dan in daai lysie is die evil eye. Nou mense, gister kry ons nuus van iemand wat vir ons 'n storie vertel wat vir my en Chantal nou nie so lekker is om te hoor. En dan moet jy nou worstel met jouself oor en weet jy hoe vinnig kan 'n evil eye kom wanneer iemand jou verontreg? Iemand jou te nakom? Iemand iets doen wat jy verwag het of nie verwag het hulle moet doen nie en hulle doen dit? Iemand jou verraai? Iemand jou seermaak? En wat gebeur met die oog? Dit word 'n bose oog. Nou kyk gou weer vir die ou langs jou, maar hierdie keer moet jy nou so mooi lyk. Smile, gee gou 'n goeie smile. Dis die lekkerste ding van mense, nê, van vriende. Wat doen vriende as hulle sien mekaar? Hulle kyk na mekaar se oë. En ek het nou eendag 'n studie gelees wat hulle sê, dis baie moeilik om nie te kommunikeer en nie vir mense se oë te kyk. Wie weet dit so? Want jy wil mense in die oë kyk. Want terwyl jy in die oë kyk, kan jy sien, verstaan hy wat ek sê, luister hy, gee hy aandag. En op grond van die refleksie wat jy in die oë sien, wat soos 'n universe is, hou jy aan met gesels of jy raak jou storie terug. Wie weet waarvan ek praat? Want jy connect. Julle? Ek sluit af. Matteus 5 vers 8. Nou moet julle almal saam blaai. Matteus 5 vers 8. Dis die vers vir 2026. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Kom ons sê dit saam. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wie wil God sien? Maak jou hart skoon. Julle, en hier is die les vir my en vir jou. Mag ons geen oordeele van niemand hê nie. Sê gou amen op daai een. Dis die maklikste. Have no opinions about people and don't talk about people and don't think about people. Is iemand hier? Almal, jy kan mens baie mense, al wat hulle kan doen is hulle ook in geselskap bespreek hulle mense. Hulle noem dit braai die pastoor Sondag. Nee, ek speel so. Maar ons gesels oor mense. En dan sê ons, jy weet, dit wat daai so gedoen het, was nou nie heeltemal reg nie. Jy weet, ek sou nou so gedoen en jy weet, en ek dink daai is eintlik regtig lui. En ek dink, wie van julle weet dat ons sê dieselfde goed, die slegte goed van mense wat ons self nie doen nie. Romeine, gaan lees Romeine 1. Romeine 1 vers, check gou, ek dink is vers 10 of so, dan sê hy, jy wat 'n ander oordeel, doen dieselfde goed. Wie het daar agter gekom?
Daai een wat soos kinder wat die ander een wat lei is self lei. Daai een wat vir die ander een sê, jy kan nie met geld werk, jy kan self nie met geld werk nie. Is iemand amen op hier? Is 'n goeie preek vir die nuwe jaar, nie? Kom aan. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek wil God sien, mense, kom aan. Ek kan mense nie verander nie, ek kan nie oor mense praat nie, en hoe ek oor hulle praat, en van hulle praat, en opinies hulle het, gaan ook niks verander nie, wie kan amen sê? So let it be. So 'n deel van, kom ons kom terug na gesond sien. Gesond sien is om te sien soos wat dit is. Ek moet elke Sondag oor my gewig praat, so julle moet beter maar vir my bid. Want dis nou 'n vas en gebedsaak, verstaan julle? Maar wie moenie amen sê nie. Maar wie van julle weet, jy gaan nie gewig verloor tot jy nie dit in die oë kyk en sien wat dit is nie. Amen. Maar dan is dit nie net, nou moet julle mooi luister, dis nie net om die probleem te sien nie, maar ook die way hoe ons dit gaan oplos nie. Nou moet julle mooi hoor, dis die reg sien. Ons het nou gepraat oor verkeerd sien. Maar reg sien beteken ek sien 'n finansiële krisis. Wow, ons is in die moeilikheid. Ons kan nie die einde van die maand ons goed betaal nie. Ons weet nie wat ons gaan doen nie. Ons is bankrot. Ek sien die bal hier gaan opdag. Nee, jy sien dit. Jy maak kyk hoe verkies ook. Jy doen 'n budget. Jy kyk na alles wat jy verlies en al jou tekorte en jy kyk dit in die oë. En dan sien jy 'n plan. Sê tog amen. Mense, ons het sienplanne vir 2026 nodig. Sê gou amen. Skryf dit neer. Die van julle wat in die volgende paar dae nog is, ek en Chantal gaan hierdie week, gaan ons tyd met die Here spandeer. En te sê, Here, gee ons 'n goddelike strategie vir die dinge wat ons sien. Sê gou amen. Ons sien dat mense leef verkeerd. Ons sien in die skoolkonteks kinders wat nie die Here dien nie. So wat ons sien dit, maar wat gaan ons sien as die oplossing? So ek gaan terug en ek gaan nou weer die gedeelte lees. Kom ons lees weer Matteus 6 vers 22. Jou oog is die lamp van jou liggaam. 'n Suiwer oog laat die lig na binne stroom, sodat jy daar binne geheel en al lig word. Maar as die oog vuil en sleg is, versper dit die lig en die binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het in jou is, in werklikheid donkerte is, hoe pikswart in jou donker is dit dan nie. Nou jare terug, toe ek hierdie vers vir die eerste keer die Here hom vir my oopmaak, toe lees ek hom in die ou King James version. Julle kan nou gaan kyk daar in julle Bybels en daar sê, if the eye is single. Maak gou nota daar. So kom ons praat gou oor die reg oog, die goeie oog. Die oog is single. Wie van julle weet dat in 'n liefdesverhouding, wanneer die koppel nog date, die ouetjie is nie so seker of sy die een is nie. Wie van julle weet, dit gaan nie gebeur nie. Daar's moeilikheid in daai verhouding. Want hy's nog nie seker, single, dat sy die een is nie. Girl, as dit die geval is, kry vir jou 'n ander ou, hy's nie die ou nie. Jy verdien 'n single ou, wat vir jou so kyk, en hy kyk niks en nergens anders as vir jou nie. Sê amen. Ek sê altyd, ek spot die kinders as ek tienerkampe aanbied. Ek sê, manne, mens soen nie met 'n bo-lip en dan los jy die onderlip hê. Dis nou as jy moet soen. Dis net 'n grapie. Of jy kry 'n verjaarsdag geskenk en dan koop pa vir jou die hi-fi, maar jy kry die speakers volgende jaar. Of hulle opereer aan jou, en as hulle so halfpad is, dan sê hulle, wag, ons maak dit eers gou toe, dan kyk ons weer oor 'n week verder. Wie van julle weet, die lewe werk nie as jy goed halfpad doen. Wie van julle het al na die man die skolle goed halfpad gewas? Kom aan, dan moet jy al goed weer was, is ek reg? So hierdie vers is vir my die regte vers vir 2026. We need a single eye, sê single. Dit sê gefokus. Dit sê, ek het prioriteite vir my opgestel hierdie jaar, dat ek hierdie goed gaan doen. Ek gaan volgens hierdie waardes leef. Ek sien my gewig vir wat dit is, dis my plan oor my gewig.
Dis my geestelike lewe, dis waar ek sien ek geestelik is, en dis die plan. Ons gaan hierdie jaar baie praat oor planne, ons gaan vir julle sal sien op die video's, is daar die 12 dissiplines van geestelike groei. Wie van julle weet, jy kan sê ek wil geestelik groei, maar as jy nie single raak oor jou geestelike groei nie, dan gaan alles maar dieselfde bly. Dit beteken jy moet meer bid, en jy moet tyd in die woord spandeer, en jy moet in gemeenskap van gelowiges kom, om te kan geestelik groei. Sê gou die woord single, maar nou moet julle hom vir my sê met 'n oomf. Single! Is lekker nie? Nou, hulle sê met public speaking, as iemand nou hier voor is, ek nou vir hulle teach hoe om dat te kom praat. Jy kry mense, hulle wil nie eintlik hier wees, hulle is eintlik nog in die sitkamer. Liewe gemeente, dit is vir my 'n voorreg om vandag hier te weet. Wie van julle weet, ek mag gaan sit. Nee, wat jy wil hê is daai ou moet single raak en hier kom staan en sy fokus jou plek vat. Kan jy hoor hierdie woord is vir my, hierdie vers, julle luister gou vir my, is die mees belangrikste vers wat julle vir julle kinders kan leer. Sê gou amen. Kyk reg, sien reg. Wie van julle weet as jy nou met skool, van julle wat nou met skool begin hierdie jaar of swat, jy's nou nie eintlik lus om te swat nie, maar wat gaan gebeur? Maar as jy gefokus is, en jy weet wat jy moet doen, jy weet wat se punte jy moet behaal om beurs te kry, jy weet wat is jou fokus, dan verander alles. Sê gou fokus. Wow. Ek sluit af. In Jesaja 53, dan sê dit so baie mooi, He was bruised for our iniquities. Hy was deurboor vir ons ongeregtigheid. Nou daai ongeregtigheid is 'n baie moeilike woord om in Hebreëus te vertaal, maar dit beteken 'n hartdistorsie. Beteken letterlik geestelike blindheid. Maar wat sê hy? Hy was deurboor vir ons geestelike blindheid. So mense, ons het nou nie vanoggend nagmaal nie, want dit is die eerste Sondag en almal is nog nie terug nie. Maar wanneer ons nou gaan staan na hierdie preek, wil ek hê dat ons onsself weer aan Jesus toewy as die single purpose van ons lewe. Want net hy kan ons oë skoon maak. Wie van julle het al partykeer, wie kan erken, kom wees geoor, wie het al verkeerd gesien hierso? Kyk rond. Ons almal het. So dis nie die grootste ding nie, ons sien verkeerd, ons kyk verkeerd. Maar dis wanneer ons Jesus sien. Wie van julle weet, toe Petrus Jesus sien, toe sê hy, Here, U is die Messias. Toe Paulus Jesus sien, toe sê hy, U is die een wat ek moet my lewe voorgee en hy het die Christene vervolg. Die redder aan die sondaar aan die kruis, toe hy Jesus sien, te verander alles. So my gebed is, mense, mag ons hierdie jaar Jesus sien. Kom sê amen. Mag ons so gevul word met Jesus Christus wanneer ons in die oggend opstaan. Ek is 'n boek wat ons vir julle hierdie jaar gaan aanbeveel. Ek het dit op my Facebook gesit. John Mark Comer het 'n boek geskryf, Practicing the Way, en ek sal hom hoog aanbeveel. Kry hom, lees hom asseblief. Dis min wat ek sê, hierdie is 'n boek wat jy moet lees. John Mark Comer, Practicing the Way. En hy begin so mooi wanneer hy oor gebed praat. Hy sê his favorite prayer is what he calls God gazing. I just love that. I see God gazing as it means you just see God. And you focus so completely on Him that you begin to worship Him and love Him and stand in awe of Him. Say amen. Wie van julle weet dat as ons die Here sien, dan verander hy ons sien. Dan verander hy ons, daai skewe oog van nou, jy weet. Hy deel met daai skewe oog, lam oog, moe oog, skelm oog, verkeerde oog. Hy deel met al daai oë. Amen. En hy kom bring in ons 'n nuwe sien. Iemand skryf toe ek hierdie preek op 'n ander manier bring op die eerste. Skryf iemand vir my en hy sê, Jan, dankie vir die woord, want ek het nodig om nie te sien vir 2026. Mense, kom ons wees eerlik, dat baie keer is die teleurstellings van gister, die foute van gister, die bagasie van gister, maak dit ek nie lekker nou kan sien.
En julle moet nou vir my die smile, maar ek het nou vanoggend gesien dat die Here kom soos 'n oogarts en hy gooi eye blue in almal van ons se oë. Is dit nie wat ons almal nodig het nie? Heilige Gees druppels, wat die Here in ons oë kom gooi en dat hy ons oë kom skoonmaak, dat ons onsself kan regsien, dat ons mekaar kan regsien, dat ons hom kan regsien, dat ons die lewe kan regsien. Kom ons staan, rig jou hande en jou oë na die Here en kom ons vra die Here, kom was ons oë. Kom was ons oë, kom ons bid, kom ons praat met die Here, net daar waar jy is. Heilige Gees. Heilige Gees. Here, ek kom bid vanoggend dat hierdie nie maar net sommer Jan se preek is vanoggend nie. Nie net woorde is wat hier vandag gesê word in Harvester nie, maar dat hierdie woorde, die woorde van die Heilige Gees geïnspireer sal wees deur Jesus Christus in elke hart. En Here, ons wil vandag vir U die toestemming gee, kom gooi die Heilige Gees oogdruppels in ons oë. En help ons om nie te sien. Help ons om met Jesus oë te sien. Help ons, Here, om van al die donkerte, van onvergewensgesindheid, of van offense, of van mense wat ons skade gebring het, of van teleurstelling, of van foute, Here, dat ons met nuwe oë sal sien, met nuwe oë sal sien, net waar jy is, kom, laat die Heilige Gees sy werk doen, Here, kom verlig die sinne van ons harte, kom lig ons, Here, dat ons die verlede agter ons sit, en dat ons met nuwe vars oë sal kyk na die toekoms, 'n nuwe visie sal hê, 'n nuwe droom sal hê, Here, dat ons met Jesus oë sal kyk, kom was die seer, die pyn van siek oë, en kom was ons, genees ons, Here, U het gekom sodat die blindes kan sien. Amazing grace, how sweet the sound, I once was blind, but now I see. Vader, ek bid dat ons mense sal wees wat kan sing, I can see clearly now. Here, ek bid dat ons sal met oop oë sal sien, verligte sinne sal sien, met lewenslus sal sien, die lewe wat Jesus vir ons kom gee het. En almal sê, amen, sit jou hande op jou eie oë en sê, Here, kom salf my oë. Bid dit vir jouself, sê Here, kom salf my oë met die Heilige Gees, dat ek net met geestesoë sal sien. Dat ek nie mense kyk nie. Dat ek nie mense op 'n menslike manier sal oordeel nie, maar deur die Heilige Gees. In Jesus naam. En almal sê, amen en amen. Chantal, ek kan sien jy's 'n woord, so kom sê. Julle kan julle sitplekke neem. Môre almal, geseënde 2026. Dit is vir my lekker om, wanneer ons by mekaar kom, mekaar te seën. Ek sê die week toe my sussie hulle by ons kuier, en elke oggend het ek vir haar iets mee geseën, en sy sê later vir my, jy sê elke oggend vir my so iets mooi, toe sê ek, ja, ek gaan nie net wag dat jy verjaar, en wanneer dit Kersfees is en nuwe jaar nie, ek wil jou seën as ek jou sien. Is dit nie hoe die Here na ons kyk nie? Elke keer as ons die woord shalom sal gebruik, dan beteken dit ons seën mekaar, met voorspoed en guns en wellness en gesondheid. Kan jy dink hoe gaan ons wêreld lyk as ons so begin praat uit 'n regeerdersposisie in Christus, nie uit onsself nie arrogantly nie, maar nie uit 'n victim mentaliteit dat arme ek, dit het met my gebeur of dit het nie met my gebeur nie en wat. So ek dink sommer nou terwyl Jan praat oor ons oë en dat ons moet anointing salf kom aansmeer, kom vra van die Here, en kom aansmeer aan ons oë, en dalk ook aan ons harte. En dan staan daar dat in Openbaring, dat die 7 wonders het met hulle oë God gesien, die engele, en hulle het hom aanbid, 24 uur het hulle voor hom kan aanbid. Hoekom? Want elke keer het hulle iets nuuts van hom gesien. Ek kan mos nie die hele tyd dankie sê vir net een ding nie, wanneer ek dankie sê, dan sien ek iets van God, en daar sien ek nog iets, en daar sien ek nog iets, en dit is wat ek vir ons bid, dat ons die heerlikheid en die sien van God op maniere en plekke sal ervaar wat ons nie geweet het nie. Dat hy elke keer iets nuuts van homself aan ons sal openbaar. En dat ons ook, soos die woord sê, dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde en geregtigheid. Hy oortuig ons wanneer ons reg is.
maar dat hy meer en meer ook in ons harte werk en ons oortuig waar ons verkeerd is. Dat ons hom sal toelaat, julle. Dat ons nie blind sal wees vir ons eie verkeerd nie. En daardie, ek wil net dit regstel wat Jan gesê het, ouers het nie evil eyes nie, hulle het correction eyes. Wanneer hulle vir 'n kind die oog gee, is dit nie 'n evil eye nie. Dit is omdat hulle evil gedoen het, dat die ma die oog sê, watch vir jou. So, ouers het nie evil eyes nie, just checking. Nou ja, ek wil vir ons lees Psalm 63 vers 2, in die Message. Dit sê, so here I am in the place of worship, eyes wide open. Is dit nie mooi nie? Drinking in your strength and your glory. In your generous love, I am really living at last. My lips brim praises like fountains. I bless you every time I take a breath, and my arms, they wave like banners of praise to you. Is dit nie mooi nie? Dit vanoggend gelees van die fontein. Jesus is my fontein, en dan staan hier so, nê? My lips brim praises like fountains. Soos wat fonteine loop en spruit, so kom bring ek U net eer uit my mond uit. En ja, ek wil ons aanmoedig en bemoedig. Ons brein reageer op 'n taal, die taal wat ons praat. Ek en jy is nie victims nie, ons is oorwinnaars. Maak nie saak wat ons omstandighede vanoggend is nie. Ons het die vermoë deur Jesus Christus se opstandingskrag wat in ons werk, om deur moeilik te kom, want hy is goed en getrou. Wil nog iemand 'n woord kom deel? Ek gaan nou maar sommer net met julle deel wat die Here vir my oor 2026 gesê het. Vir my persoonlik, maar dalk beteken dit ook vir iemand iets. Hy het vir my gesê ek moet stadiger, meer pause, daai wat in die Psalm sê van Sela, as ons na mekaar kyk, mekaar in die oë kyk, regtig kyk, nie net vinnig verby mekaar stap nie. En dan wil ek rebelleer teen die wêreld, tegnologie en spoed. En ek het gister vir Liesel gesê, ek het vir haar 'n brief geskryf vir haar verjaarsdag, met 'n pen en 'n skryfblok wat ek gaan uitkrap het. So, om terug te keer na die old ways. Daai goed as jy, soos ek, dit is vir my so kosbaar as ek 'n brief van my ma nou lees, wat sy met 'n hand geskryf het. So ek wil sommer vir die ouers sê, skryf vir julle kinders briewe, met 'n pen en papier. Ek moet luister, ek moet nie te veel praat nie, en ek moet nie gou kwaad word nie. In James 1 vers 19 sê dit, the Passion Translation, my dearest brothers and sisters, take this to heart, be quick to listen, but slow to speak, and please slow to become angry. Ons moet meer stil raak, wat Jan gesê het, om geestelik te groei, meer met die Here. Hy sê ook in James 1:21-22, with a sensitive spirit, we absorb God's word, which has been implanted within our nature, for the word of life has power to continually deliver us. So always let the word become like poetry, written and fulfilled by your life. En dan het ek gesê, ek gaan meer intentioneel wees. Ja, ek gaan my kinders langer in die oë kyk. Ek gaan hulle langer vashou. En ek wil graag vir hulle goeie raad gee, wat hulle kan gebruik. Ek wil beter waarneem, stop. As jy in 'n vertrek instap, stop, kyk wie's daar. Voor jy uitstap, stop, kyk. Want in James 1, ek het James gelees as julle gewonder het. James 1:25 sê, but those who set their gaze deeply into the perfection law of liberty. En in James 2 vers 8 is daai perfection law of liberty is the royal law of love. Okay, but those who set their gaze deeply into the perfection law of liberty are fascinated by and respond to the truth they hear and are strengthened by it. They experience God's blessings in all that they do. Ek het gesê iets wat daai royal law of love, dis maar die mooiste wet seker wat daar kan wees. Daai in James 2:8 sê dit, your calling is to fulfill
the royal law of love, as given to us in the scripture. You must love and value your neighbor as you love and value yourself, for keeping this law is the noble way to life. Hallo almal. So ek het die afgelope 2 weke het ek stranddienste gedoen en waar ons strande gaan wees. En heel per toeval was ons vers wat ons elke oggend met die kinders of wat regtig soos 'n tema deur die 2 weke gespeel het was Psalm 119 vers 105 wat sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En agter op ons hempies het gestaan: We are the light of the world. En ek het net gevoel op my hart dat ek wil bylas by wat oom Jan gesê het van hoe kan ons sê ons is die lig van die wêreld as ons nie ons fokus rig op die Here se woord en sy lig en wat hy kom doen in ons lewens nie. En dan wil ek ook vir julle vra, wanneer laas het julle met ander mense gedeel die julle stories van hoe Jesus lig in julle wêreld ingebring het van donkerte. Ek het die voorreg gehad om my testimonie met 'n groep jong dames te deel. En daarvan af was vir my so mooi geweest hoe die Here my toe gebruik het, want soveel van hulle het bevryding deur dit ervaar en soveel goed het na die lig toe gekom. En ja, so ek wil julle regtig bemoedig. Dit is so groot voorreg om as sy wessel gebruik te word en jou storie te deel oor hoe Jesus die lig in jou donker wêreld ingebring het. Goeiemôre. As die woord fokus, laat my dink aan eienaarskap, koningskap. 'n Eienaar en 'n koning, hy fokus. So, vat eienaarskap van jou probleem. Vat eienaarskap van die berg wat jy moet oorkom. Want die Here sê, julle sal vir hierdie berg sê, gaan. Laastens, ons is mos nou almal lief vir Meta en Google en chat en al die nonsens. Sien ons is ook nie maar moenie vergeet nie, dis kennis. Reg in die begin was daar 'n boom van die lewe en dan was die boom van kennis. Nie net kennis van sleg nie, die boom van kennis van goed ook. 'n voorbeeld en 'n getuienis. Die Bybel, die woord praat van Abraham as die vader van geloof. As Abraham en Lot op die Sederberge gestaan het vandag en vir Chat gevra het, waar gaan ons boer môre? Dan Chat gesê daar onder in die vallei waar die rivier loop. Lot het vir Chat geluister. Ons weet wat was Lot se lot. Abraham het die Here vertrou en hy het in die Tankwa Karoo gaan boer waar daar 20 mm reën val in 'n jaar. En hy was 'n mega boer. Hy het soveel slawe gehad, dat hy het gaan oorloë maak met sy slawe. Hy het vir Lot gaan red. Hy het God vertrou. Môre julle. Sommer net Jan, wat ek ook gesien het oor fokus en die oog. Die Here het in ons DNA so gemaak dat hy het vir ons wimpers gegee en wenkbroue om ons oog te beskerm, om die stof en die blare en die vuil amper half te net 'n keer, maar daai fyn stoffies wat wel inkom, daar's 'n gaatjie, 'n traankliertjie net aan die kant van ons oog wat trane maak om uit te was en skoon te was en skoon te maak. So die Here het ons al die tools uit in ons DNA die skoonmaak gegee, die Heilige Gees Jesus, die drie eenheid, om hoe ons kyk te laat fokus. En
Die ander ding is, my oë is nie altyd dieselfde nie. En as ek moet fokus, soms sien ek, veral as ek moeg raak, dan blur my visie bietjie. En dan moet ek my een oog toemaak. Dan sien ek goed, hierdie oog kyk goed. Hierdie oog is heeltemal skeef en moeg. En die Here kom sê net vir my, die een is my sielsoog en die ander is my geestesoog. Soms maak hy ons sielsoog dat ons nie kan fokus in die gees nie. En ek dink, die Here wil vir my ook sê, wees wakker, dat jou geesoog sterker is. En hy moet kyk, hy moet daai fokuspunt bring, sodat jy helder en duidelik kan sien wat sy wil, perfekte wil vir ons lewe is. Môre almal. Ek sal vir ons hierdie week 'n nuwe mandjie gaan koop. Ek wil iets sê wat by die boodskap aansluit. Jan vra altyd vir my, hoe gaan dit met jou? Dan kyk ek vir jou in jou oë. Dan sê ek vir hom, weet jy wat, dit gaan met my goed. Maar as ek my oë, my fokus afval van die Here af en ek sit dit op my eie, my liggaam, dan kry ek swaar. Dan gaan dit met my sleg en ek wil in 'n diep gat verval, sommer maklik. So julle, dis belangrik dat ons oë op die Here hou. En wat die offerande aan betref, kortliks, alle goeie gawes daal van bo neer. Alles kom uit God se hand uit. Alles. Jy's gebore omdat hy so besluit het. Jy's geroep vir 'n tyd soos hierdie. So gee soos die Here op jou hart lê. Amen. Ek is baie bewus van my van reg sien beteken is om jouself reg te sien. Jy sien jou goeie hoedanighede en jy sien dit wat jy as geskenke van die Here ontvang het, maar jy's ook nigter oor jou eie beperkings. En toe ek nou vanoggend hierdie preek voorberei het, sê die Heilige Gees vir my, jy gaan nie 100% preek nie, maak self jou reg daarvoor, die ander ouens gaan die preek om volmaak. Was dit nie lekker vanoggend nie? Jy het so 'n klomp woord vir die jaar met ons, vir ons gekom. So kom ons sit net so. En ek wil met Dirkie se woord, dit was so die kruks van my boodskap, Dirkie, van fokus, is eienaarskap van my lewe deur reg te sien. So net daar waar jy sit, kom ons wees net vir 'n oomblik stil. En ons maak onsself oop, sê Here, praat met my. Here, baie dankie dat ons vanoggend so kan saam wees. Dankie dat ons u woord saam kan hoor. Dankie dat ons hier kan ook in ons saam wees, weet dat ons staan ook saam. Ons help mekaar. En Here, ons wil as 'n geloofgemeenskap, wil ons sê, Here, help ons om reg te sien. Want u sien al lank al reg. U het klaar plan vir die dorp. U het klaar plan vir die skool, u het 'n plan vir die dorp, vir die natuur, u het 'n plan vir die straat, u het 'n plan vir elke plaas. U het klaar 'n plan vir elkeen wat hier sit vanoggend. Help ons om dit te sien. En om dit werklik te glo. En u kans te gee om in ons Jesus te wees. En almal sê, amen.